Vanaand ontmoet Span Garwood, die pa en seun wat mense 'n traan laat wegpink by groot sportgeleenthede. Ons eerste storie vanaand is die verhaal van 'n pa wat wil seker maak dat sy 11-jarige breinbeseerde seun soveel moontlik van die lewe ervaar. Daarom neem Kevin Garwood van Johannesburg sy seun Nicholas saam wanneer hy uitmergelende sportgeleenthede aanpak. Roseanne was die afgelope naweek in Oos-London waar pa en seun aan die Eysterman kompetisie deelgeneem het. 9 km se swem, 90 km se fietsry en 'n halfmaraton. Die Eysterman 70.3 is 'n korter weergawe van die kompetisie, maar is steeds 'n toets soos min vir uithou vermoë en hierdie mense sien almal kans. Maar moenie dink die Eysterman is net bedoel vir topatlete wat superfiks is nie. Onder die deelnemers is daar ook Kevin Garwood en sy 11-jarige seun Nicholas. Hulle het in Julie verlede jaar begin om saam deel te neem aan 2 en 3 kampe en nou het hulle besluit hulle sien kans by die half Eysterman. Die pad wat hulle geloop het sedert Nicholas se geboorte was 'n moeilike een. Vandag is hy 'n nuuskierige, vriendelike seentjie, maar as baba is hy 6 weke te vroeg gebore met die naaldstring 2 keer om sy nek gedraai. Ons het na baie dokters toe gegaan. Een van die pediaters het vir ons gesê dat ons hom in 'n tuiste moet sit en van hom vergeet en aangaan met ons lewe. En ons het besluit nee, hy het 'n huis, ons huis en ons sal die bes doen wat ons kan. Nicholas het aphatoid cerebral palsy met spasticity. En dit beteken dat gewoonlik as 'n mens boodskappe van die brein na ander dele van die liggaam toe stuur, in Nicholas se geval breek daai boodskap. Toe hy gebore is, het ons uitgevind hy het net een oog. En ons het eers uitgevind dat daar 'n breinbesering is later na 6 maande toe ons 'n operasie op die oog gedoen het. Hulle is 'n baie hegte gesin en die feit dat pa en seun nou aan kompetisies soos die deelneem, maak die band nog sterker. Die swem is eerste en vir Kevin is dit 'n goeie begin want dis die item waarin hy die sterkste is. Die ondersteuningsspan neem vir Nicholas in die water in. Hy sal daar moet wag totdat sy pa tot by hom geswem het. Hoe voel jy vanoggend, Kevin? Ek is opgewonde en Nicholas is self baie opgewonde. Hy is vroeg vanoggend op en vir ons gevra om die kar te pak en te ry. Is omtrent so 2 uur vanoggend is hy al reeds reg. You excited about the swim? Are you worried that the water might be too cold or you think it's going to be nice and warm? Mense is nooit goed genoeg voorberei nie, maar ons het baie voorbereiding gedoen, so ek sal sê op hierdie stadium ons is so goed soos ons kan wees. Die senuwees knaag maar soos wat die minute afgetel word. Die deelnemers is in groepe opgedeel en Kevin hulle is deel van die 3de groep. Kevin sê hulle deelname aan sport het 'n groot verskil in sy seun se lewe gemaak. Hy is baie meer interaktief en praat hy baie meer want hy het nou soveel om oor te praat en hy is so opgewonde met die uitgaan en die mense ontmoet en ander dinge doen en plekke gaan. So sy taal het ook verbeter. Terwyl Nicholas en Kevin in die water is, hou Cheryl die horlosie dop, want sy weet hoe belangrik hierdie deel van die Eysterman vir hulle is. Hulle is nou uit vir 35 minute en hulle is nou net om die boy, so hulle kom in nou, daar's hulle. So hy doen ongelooflik baie goed, want hy wou 40 minute die swem in doen, om meer tyd vir hom te gee om die cycle te doen. Die idee om aan kompetisies soos die deel te neem het ontstaan nadat Kevin 'n video gesien het van 'n Amerikaanse pa en sy gestremde seun wat dieselfde gedoen het. Toe het ek besef, ja, daar is iets wat ek saam met Nicholas kan doen, want ek het amper sy gestremdheid aangeneem en gedink daar's niks wat ons kan saam doen nie. En as 'n pa wil jy mos daar wees vir jou seun. Toe het ons besluit, nee, dit is nou iets wat ons kan doen en toe
ek het op daai stadium nie hardloopskoene gehad nie, ek het nie 'n fiets gehad nie. Nicholas vertel graag dat hy altyd sy pa wen wanneer hulle aan 3-kamp deelneem, want met die hardlopery stoot Kevin die baantjie waarin Nicholas ry. Dus gaan hy altyd voor sy pa oor die wenstreep. Na 45 km is hulle halfpad met die fietsry en die hitte begin sy tol eis. Teen die tyd kan Kevin sien dat hulle tyd 'n bietjie stadig is. Daar was heelwat bulte en met die terugry stad toe lê die afdraandes nou voor, waar hy hopelik tyd sal kan opmaak. Het gaan nog vooruit. Bult dis nou afdraands, so het gaan goed gaan. Hoe gaan dit met Nicholas? Nee, baie goed. Wat is die moeilikste deel sover gewees? Al die bulte. 'n Blinde deelnemer, François Jacob, sê dat Kevin hulle vir hom 'n inspirasie is. Ek dink vir die pa is dit nog 'n uitdaging, want behalwe dat hy moet ry en op homself konsentreer, moet hy ook konsentreer op hoe op sy gesin se gemoedstoestand. So vir hom is dit regtig 'n grootse poging en ek dink dit is vir baie mense inspirasie om ook te dink eintlik kan hulle baie meer doen as wat hulle dink. Maar selfs met die hulp van die afdraandes kon Kevin hulle nie die afsnypunt vir die fietsry haal nie en was dit die einde van die resies vir hulle. Die mense sukkel, jy gesien ons nou net baie mense afgesny, maar dis die deel. East London, the Buffalo City 70.3 is a really tough course. They couldn't have chosen a harder one, so if they had made it, they would be superhuman. The conditions are hard out there. They should definitely not feel discouraged. Hopefully we'll see them at the full Ironman, and I personally think it will be a lot easier challenge for them. Kevin en Nicholas se sakke met hulle drafklere was toe nie hierdie keer nodig nie. Cheryl, hoe voel jy op die oomblik? Baie emosioneel. Ek gaan baie teleurgesteld wees omdat hy nie klaar gemaak het. Maar ek dink hy gaan dit vat as 'n lesson vir volgende jaar en hy gaan baie hard oefen om weer terug te wees volgende jaar en dit klaar te maak. Nee, ek is nog steeds opgewonde. Het was baie moeilike gewees. Die fiets het ek geweet gaan moeilik wees en dit was moeilik geweest. Maar die swem was fantasties. So nou weet ons wat alles gebeur, hoe alles gebeur. So ons is 'n bietjie meer voorberei vir volgende jaar. Maar eintlik wen hulle reeds met elke tree wat die twee saam af lê. Toe hy nog baie klein was hy baie flappy. Hy kon nie eers sy kop regop hou nie. Hy was aanhoudend siek met pneumonias en bronchitis. Ons was meer by die hospitaal as by die huis saam met hom. Cheryl en Kevin se aansporing en natuurlik die sport het alles vir Nicholas verander. Hy het net beter en beter geword. En vandag, elke dag, wys hy net dat daar is goed wat hy kan doen. Sy spirit is daar. Jy weet, hy wil graag alles doen op sy eie. Waar 'n wil is 'n weg.